Dr. Christo Nodee. Ons gesels vanmôre verder met Dr. Christo Nodee, ons verhoudingsdeskundige. Hy noem sy praatjie sout en peper. Goeiemôre Christo. Goeiemôre Willem en goeiemôre luisteraars. Is lekker om weer by julle aan te sluit hier in Melodie. Christo, ons as Christene, ons sê altyd dat ons 'n persoonlike verhouding met Christus het. Want Christus is ons voorbeeld, is die een wie ons navolg. Vanoggend wil jy met ons praat oor 'n tema wat iets daarvan vir ons wil verduidelik, want jy gaan met ons praat oor hoe verskyn Jesus Christus aan 'n mens. Nou, jy weet, Jesus Christus het 'n klompie eeue terug aan mense verskyn, maar hy verskyn tog nie meer aan ons nie, of doen hy? Hoe kom jy by hierdie tema uit? Willem, baie dankie. Ek wil graag hierdie tema so bietjie, ek weet dis kontroversieel, maar ek wil dit nie iets maak wat ons skrikkerig maak of aan die stry laat kom nie. Ek wil hê ons moet iets van die nabyheid van Jesus beleef. Want alhoewel hy, opgevaar het en een van die dae vier ons hierdie hemelvaart van hom, dan wanneer ons die hemelvaart het, maar om te sê dat Jesus in die hemel sit, beteken dat ons hom half lokaliseer en hom iewers wegsluit van toeganklikheid wat ons nie nou kan by uitkom nie, maar op pad is daarheen. En tog het Jesus gesê, ek is by julle al die dae van julle lewe. En ek dink daai uitdaging dat ons die Here Jesus iets maak van hy's daarbo, in plaas daarvan dat Jesus ook hier is, want daar's geen ruimte waar Jesus nie kan kom nie, maar daar's ook geen ruimte wat hom kan omvat nie. So ek dink dis belangrik dat ons hierdie spanning wat die Here Jesus ons mee gelos het, miskien aanvaar as dis die ongemak, maar uiteindelik is dit ook die troos en die aanmoediging en die bemoediging wat ons daaruit moet trek. So dit is waar ek heen wil mik, dan ook met ons gesprek vanmôre. So, jy sê eintlik, ons dink partykeer so half dubbelsinnig aan Jesus, jy weet die een wat met wie ons 'n verhouding het, maar aan die ander kant dink ons aan hom as die een wat aan die regterhand sit deur bo in die hemel. Maar dan sê jy 'n baie belangrike ding, hy kan nie gelokaliseer word op een plek nie. Niks kan hom, hy kan nie in die hemel vasgehou word nie en sekerlik ook nie op die aarde nie, want hy's oralster, want hy's mos God. Dit voel vir my dat wanneer ons kyk na die Here Jesus, selfs die dood hom nie kon vashou, dat hy selfs deur die dood kon beweeg het. Hy was in die doderyk, so bely ons, maar dat die doderyk nie onbereikbaar was vir hom nie, dis waar. Maar dat die doderyk ook nie hom kon vashou nie, is net so waar. So met ander woorde, as ons dan nou kyk na Jesus, dan moet ons vir mekaar sê, ons het hier met God te doen, wat nie op 'n manier uiteindelik by jou en my 'n konsep moet hê van dat hy iewers is nie. Hy is. En daarom omdat hy is, en daarom het Jesus ook 'n klomp ek is vir ons kom gee. Ek is die lig, ek is die brood, ek is die water, ek is die lewe. Ek is die goeie herder. So met ander woorde, al hierdie is om vir ons te verduidelik fasette van Jesus se wees saam met ons. En dis nie iets wat hy gesê het, ek is nou net by julle nie. Johannes 10:28-29, ek en die Vader is by julle al die dae van julle lewe. Een aan ons regterhand en een aan ons linkerhand.
hou hy ons hande vas. So, ek dink ons moet vir mekaar sê, ek wil vanmôre hê dat ons so bietjie moet wegbeweeg van hierdie Jesus as iewers. Hierdie Jesus is oral. En daarom wil ek hê dat ons vanmôre so bietjie daaroor moet gesels. En die voorbeeld wat ek wil gebruik, kry ek uit Johannes 20, daar vanaf vers 19, waar hy aan sy disippels verskyn. Want ek dink dis vir ons 'n pragtige voorbeeld van, as ons dan nou sê, hoe verskyn Jesus aan mense? Dat ons vir mekaar kom sê dat hierdie is vir my 'n voorbeeld van wanneer ons dan oor Jesus dink, dan moet ons regtig waar, moet ons 'n klomp grense wat ons baie keer aan Jesus stel, moet ons platdruk en sê dis 'n grenslose verskyning. Dis nie iets wat ek en jy verstaan nie, ons hoef dit nie te verstaan nie. Dis nie iets wat ek en jy kan klein kry nie, want ons is te klein om dit kleiner te maak. God is te groot. So ek dink dit is vir my die uitdaging van hierdie oggend. So Willem, ek wil graag dan dat ons so 'n bietjie kyk daar na Johannes 20, daar vanaf vers 19 staan daar, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan beteken dit dat hierdie Jode 'n vreesagtigheid gehad het. Mense vandag is bang vir baie dinge. Met die kinders wat ek by die skool te doen kry, kom ek agter dat hulle bang is vir misluk. Bang is dat hulle sekere goed nie goed genoeg gaan doen en ander mense wat tevrede gestel moet word deur hulle lewe gaan teleurstel. So met ander woorde, ek het 'n idee dat ons in die samelewing met 'n klomp vreesagtigheid te doen het. 'n Vreesagtigheid van, as ons nou dink van die politiek wat sê ons vat ons jou land. Ander mense wat sê ek is bang ek verloor my werk. Ander mense wat sê gaan dit genoeg reën. Ander mense wat sê dit het te veel gereën. Gaan ek 'n oes hê. So met ander woorde, daar's 'n klomp goed waarvoor ons kan bang wees. Ons kan bang wees vir die toekoms. Nou watse reaksie het ons met ons vrese? Ons maak toe. Net soos hierdie disippels is ons besig om toe te maak. En daar is vir my die aansluitingspunt. En dan wil ek nou verder gaan en by die disippels gaan kuier en daar met hulle gesels en hoor wat hulle sê, en dan wil ek dit deurtrek uiteindelik later na wat is die betekenis daarvan vir nou, vir my en vir jou wat vanoggend hier sit en gesels. En mense wat na ons luister wat 'n vreesagtigheid het van een of ander aard. Wanneer ons dan nou kyk na hierdie gedeelte, dan is die Jode bang want hulle leier was gevang gewees. Baie vinnig veroordeel gewees binne 'n kwessie van 'n dag. Eintlik die donderdag en die Vrydag. En die Vrydag, daar hang hy aan die kruis. So hier was sommer baie vinnig weggedoen met Jesus die Messias. Hy hang in 'n kruis, hy's dood, hy's begrawe en nou daai aand is die disippels redelik ontstel. Jesus het volgens die vroue verdwyn. Sy lijk. Maria kom en sê, maar hy het aan my verskyn. Anders sê weer, Petrus het ook gesê, en dan as ons bietjie later kyk, dan praat hulle ook van die Emmausgangers. Ook 2, glo ons, disippels van Jesus, aan wie Jesus verskyn het. So, daar's 'n verskriklike warboel van inligting wat teenstrydig is.
En dit voel vir my, in ons inligtingsontploffingsera waarin ons lewe, is daar ook 'n klomp teenstrydige inligting. Die een sê so, daai ene sê so. So met ander woorde, wat is reg? Wat is waar? En dan kom Jesus deur 'n toedeur. Dit beteken dat sy chemiese samestelling dieselfde vibrasie moet hê as die toedeur om daardeur te kan beweeg. So met ander woorde, hy kan sy chemiese reaksies in sy lyf op so 'n manier manipuleer dat hy deur 'n toedeur kan beweeg, aan die ander kant van die deur normaliseer in 'n vorm van 'n lyf, in al die eienskappe wat hy het, daar weer kan hê. Kan jy dink aan hierdie wetenskaplike wonderwerk wat hier besig is om te gebeur? Wanneer ons met God te doen het, is die wetenskap die riglyn vir hom, nie die wetmatigheid vir hom nie. Dis vir my belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Dat die Here wat die wette maak, dis sy riglyn. En hy gehoorsaam dit tot 'n mate, maar hy hoef ook nie. En hier beweeg hy deur. En aan die ander kant is daar wonde wat nie sepsis opgetel het nie. Is daar wonde aan sy hande? Nou weet ons nie of die wonde al genees is nie. Heel waarskynlik sou dit, maar hy sê vir die disippels, steek jou hand hier deur die wond. So met ander woorde, miskien kan die wonde nog daar wees. Wie weet? En dan kom die Here Jesus, en terwyl hy dan nou voor die disippels staan, kom sê hy vir hulle, vrede in julle vreesagtigheid. So met ander woorde, wanneer die Here Jesus in my vreesagtige lewe inbeweeg, beweeg hy nie net in as die Here wat die dood oorwin het nie, hy beweeg in as die Here wat vrede wil bring in my gemoed van vreesagtigheid, van twyfel. En hy wil vir my 'n gerusstellende omgewing skep saam met hom in my lewe. En dis wat hy hier met die disippels doen. En dan bring hy die boodskap dat, weet jy, ek is die Here van die lewe. Kyk, ek was dood. Hier is die tekens. Maar ek lewe. En omdat die Here dan na sy disippels toe kan kom en hy sê 2 keer vrede vir julle. Nie net 1 keer nie. Nou hoekom sal hy dit 2 keer doen? Ek dink hy wil benadruk dat die versoening aan die kruis 'n nuwe bedeling vir die ouens wat vreesagtig is, wil oopsluit. Dat hy eintlik vir hulle kan sê, sluit oop die deure. Julle is myne, julle kan niks voorkom nie. Moenie bang wees nie. Ek is met julle, al die dae van julle lewe. Daar sal nie eens 'n haar van jou kop val, as die Here dit nie wil hê nie. So met ander woorde, nêrens in my vreesagtigheid word ek alleen gelos deur die Here nie. Die disippels is vir ons 'n voorbeeld van tot watter mate die Here my vreesagtige dieptes kan binnetree. Al is dit geslote deure. Al is ek heeltemal afgesonder van die werklikheid, hoef ek nie bang te wees nie. Die Here kom, betree my lewe, betree my vrees, betree my half kluisenaarskap, wat ek afsluit van alles. En hy kom en hy sê vir my, ek is die Here van die lewe. Ek is met jou.
Hier is my vrede. En Paulus sê, as jy die vrede van die Here in jou lewe inlaat, dan gaan dit jou verstand te bowe. Dat jy ten spyte van die vreesagtigheid 'n vrede kan hê wat dieper en groter en meer gerusstellend kan wees as die grootste vrees wat ek in my lewe enigsins kan ervaar. En dis wat die Here hier kom doen. 2 keer sê hy vir die disippels, vrede vir julle. My vrede gee ek. Jy is met die Here, die almagtige God, versoen. Twyfel of te not. Toekoms wat onseker is of te not. 'n land wat redelik onstabiel is of te not. Slaggate of te not. Weersomstandighede of te not. Werksomstandighede of te not. Die Here kom en hy betree die lewe van die vreesagtige. En hy kom nie leë hande nie. Hy kom en hy sê, hier is ek. Sien jy die tekens van die versoening wat bewerkstellig is? Jy is myne. Ek het jou by jou naam geroep. Ek ken jou, ek het jou aan mekaar gesit in die moederskoot. Ek het jou gevorm wat niemand kan sien nie. Jou gedagtewêreld ken ek. Jou woorde wat jy sê ken ek en ek weet dit. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Hoekom is dit vir die Here belangrik om vir jou en my vrede te bring? Is dit dat ek moet goed voel? Is dit dat ek vir die res van my lewe nie meer vreesagtig moet wees nie? Ek dink is baie dieper en baie groter as dit. Want ons dink baie keer, as die Here net my vrees kan wegvat, dan moet 'n mens altyd die vraag vra, om te wat? Om te wat? Hoekom moet hy jou vrees wegvat? Hy het geen rede om jou vrees weg te vat, sommer net omdat jy vra nie. So om wat te wat? Nadat hy die tweede keer vir die disippels gesê het, vrede vir julle, sê hy, ek bring die vrede om jou bruikbaar te maak. So met ander woorde, wanneer die Here aan my verskyn, wanneer die Here tot my vreesagtige lewe toetree, wil hy die vrees wegvat om my bruikbaar te maak. En as ek dit snap, dan moet ek weet, wanneer ek vra, Here, help my met my vrees, help my met my twyfel, kom hy, tree hy toe tot my lewe, en dan maak hy my bruikbaar. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So met ander woorde, die Here Jesus se verskyning aan my, die Here se toetrede tot my lewe en die indra van vrede is die manier waarop ek bruikbaar gemaak word vir die koninkryk van die hemel. Want die Here sê, sy liefde dryf die vrees uit. Sy volmaakte liefde, sê Petrus vir ons, dryf die vrees uit. Petrus het dit beleef. Hy was daar die aand en hy was daar toe Jesus vir hom gesê het jy my werklik lief? So hy het dit eerstens beleef en ervaar, hoe hierdie liefde van die Here sy vrees wegvat. Om vreesloos laat opstaan, 3000 en 5000 mense tot bekering bring met sy prediking en die Heilige Gees wat onder die mense werk. 8000 mense is die eerste kerk deur die preek van Petrus, wat iets van die liefde dryf die vrees uit ervaar het.
En nou kom die Here Jesus en hy kom en hy sê, ek wil julle stuur. En nou wonder 'n mens baie keer, hoekom wil die Here ons stuur? Sekere mense dink dis om Jesus se werk oor te neem en aan te gaan daarmee. Ek het nog nooit gelees in die Bybel dat Jesus se gestuurdheid het opgehou nie. So ons neem nie sy werk oor nie. Ons is nie die Jesusse wat nou skielik in die wêreld rondhardloop en Jesus moet wees nie. Ons is mense wat saam met Jesus sy gestuurdheid realiseer in my gesinkring, my familiekring, my werkskring, my vriendekring. Wanneer ons dit snap, dat die Here eintlik vir ons besig is om vir ons te sê, luister hierso, vreesagtigheid is eintlik 'n remskoen in die uitbreiding van die koninkryk van die hemel. Hier sê ek tree toe tot jou vreesagtige omgewing. Ek bring vrede daar en ek nooi jou uit en sê stoot op die deur. Stap uit buitekant toe. Ek stuur jou. Maar ek gaan saam met jou. Jy's nie alleen nie. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So wat moet ek aan gaan doen? Here Jesus leer vir ons 3 goed. Aan die een kant kom die Here Jesus en hy sê, man, ek het geleer dat ek volmaak gehoorsaam moet wees aan God. So volmaakte gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here, die woorde van die Here wat ons in die skrif lees, die leiding van die Heilige Gees in ons lewe, help my om dan nou verder te stap. En dat die uitdaging is om die opdrag om ander te leer en te gehoorsaam deur my gedoen word. Want die Here wil hê dat ek moet sout en lig gaan wees. Hoe's ek sout? Daar's sekere goed wat ek moet perseveer. Daar's sekere goed wat ek moet bewaar. Daar's sekere goed wat ek in stand moet hou as gehoorsaamheid. Net soos die Here Jesus dit gedoen het. Maar dan is daar ook sekere dinge wat ek moet as lig uitdra, openbaar en uitwys. En op daai manier, as sout en as lig, is ons besig om hierdie wêreld in te stap en te word wat ons moet wees. Volgelinge, vakleerlinge van die Here Jesus in diens van die koninkryk van God. So ons vervang nie Jesus nie. Ons is dus mense wat gestuur word om die sending van Jesus te voltooi. Hy nooi ons uit. So wanneer die Here Jesus vanoggend vir jou kom nooi, by jou vreesagtige, verwarde omgewing en lewe instap, moet jy weet, dis om vir jou vrede te bring. En die vrede gee my waagmoed tot 'n gestuurde. Mag ons dit so beleef dan ook. En dit Willem, dit voel vir my is waarby ons moet uitkom dan, as ons praat van hoe verskyn die Here Jesus aan jou en my. En ek dink die disippels is vir ons 'n pragtige voorbeeld van hoe die Here dit ook in elkeen van ons se lewe wil kom doen vanmôre. So, Christo, die verskyning van Jesus gebeur eintlik, ons kan sê werklik deur die skrif, want ons leer en sien hoe Christus geleef het. Maar ons hoor ook dan iets as 'n gestuurdes, wat iemand is tog na my toe gestuur om die woord aan my te verkondig, en Jesus aan my te verkondig. So ek het in mense het ek ook iets van die karakter en die wese van Christus gesien. So en nou stuur hy my
sodat ek weer vir iemand anderster iets van Christus moet gaan leef, wys. Want die interessante deel wat ek telkens hoor en vanoggend weer is, dat as mens in 'n vreesagtigheid in 'n kokonnetjie saamtrek, dan kom die Here nie sê, sit maar hierso en ek sal vir jou die omstandighede maklik maak sodat dit vir jou uitgaan nie. Hy gee vir jou die vermoë, die krag om in hierdie omstandighede wat dalk uitdagend en moeilik is, uit te gaan. Hy maak dit nie vir jou, ek wil amper sê makliker nie. Hy gee vir jou die krag om die moeilike omstandighede uit te gaan. En dan kan jy werklik, net soos die disippels, vir ons 'n voorbeeld is van hoe Christene of 'n Christen dan voortleef in navolging van Christus wat hulle gesien het. Moet ons dan seker ook so wees verander. Maar hierdie vrede wat hy telkens herhaal, of 2 keer herhaal in Johannes 20, is nou vir my baie lekker om te hoor, dat hy 2 keer sê, eintlik tot bevestiging, dat gaan vrede wees vir julle, maar nou nie die vrede wat 'n mens dink nie, maar die vrede wat jy sal ervaar, omdat jy gehoorsaam is aan hom, en die teken sien, want gelukkig stuur ons mos nie net uit op 'n gevoel nie, soos Thomas, hy gee vir hom werklik iets om aan vas te hou, wat hy gesien het. Ek dink Thomas was dan 'n groot verleentheid, sommer so terloops, Christus, toe die Here vir hom sê, kom, steek jou vingers hier in die merke. Ek dink Thomas wou onder die tafel inklim, toe die Here dit vir hom sê. Ja, nee, dit is so, ek het nou gedink om volgende keer so 'n bietjie by Thomas stil te staan, so ek wil nou nie vanmôre te veel op hom uitbrei nie, want ek dink hy het weer 'n ander faset wat hy vir ons bybring, behalwe die vreesagtigheid, wat die disippels vir ons vanmôre 'n voorbeeld van is, en ek wil net vanmôre rondom ons vrese kom sê, maar die Here wil vrede bring vir ons vanmôre. So Thomas is 'n disipel van 'n ander kleur. Hy bring weer 'n ander faset by, wat ek dink ons miskien op 'n ander keer so 'n bietjie verder kan belig, en sê, maar kyk hoe die Here ook met dit omgaan. En die Here het 'n baie besondere manier om met elkeen van ons, na aanleiding van ons geaardheid, eintlik aan te sluit daarby. Hy vra ons nie om van geaardheid te verander nie. Hy vra vir ons dat binne in ons geaardheid, ons dan die geloof wat hy aan ons geskenk het, integreer in ons geaardheid, en dit dan tot nuwe uitsprake bring, wat uiteindelik dan lei na wat ons met Thomas dan gaan sien. Goed, ons praat volgende keer oor Thomas. As jy moet saamvat, Christo, hoe verskyn Christus aan ons as mense? En dit is sekerlik so waar, dat ons soveel keer in ons eie hoekie saam laar trek om onsself te beveilig, net soos die disippels, toe jy dit sê, hulle het hulle gaan toesluit, want hulle leier is weg, hulle voel verlore. En baie keer voel ons ook maar so. As jy dit moet saamvat, en wat sal jy vir ons mee bevestig, dat Christus vir ons ook sê, vrede vir julle? Daar's geen beskutting, geslote deur, waar agter ek kan gaan skuil, omdat ek bang is, waar die Here nie kan uitkom nie. En sy vrede indra, as 'n bewys van wie hy is, en dat hy teenwoordig is in my lewe. Wanneer ek daai vrede ervaar, deur die Here Jesus wat instap in my lewe, dan sal ek weet, die Here is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Christo, nee, baie dankie, jy weet, om omstandighede wat uitdagend is, te bowe te kom, het ons partykeer nodig, iemand soos jy, om vir ons
bietjie konkreet te kon vertel. Jy weet, hoe kan ons dit werklik beleef dat Christus ook aan ons verskyn in welke omstandighede? En natuurlik dat niks hom kan uithou uit ons omstandighede nie. As iemand dalk met jou wil praat of en 'n laaste woord, asseblief geef ons 'n nommer ook. Goed, Willem, baie dankie. Ek wil net sê dat mag hierdie Sondag dan ook 'n vredevolle ervaring wees vir elke luisteraar. My nommer is 082 785 1106. Christo, baie dankie. Tot die volgende keer. Dankie Willem, lekker dag.